Halleluja, amen. Ek is haastig. Ek is haastig vir broer jaren. En vir broer Clint en vir Grace om op die toon staan. Ek gaan nie nog met hulle lang speel nie. Ek gaan hulle sommer afgee. Halleluja. Amen, ek is haastig vir hulle. Amen, prys naam van die Here. Dit is nou die orde wat gevolg word in die boodskap. Asseblief volgens. Asseblief volgens. Halleluja. Amen, halleluja. Amen, prys naam van die Here. Amen, ek wil volgens broer Samuel sê, moenie bang wees nie, Godsman. Amen, jy het baie familie binnekant. Amen, jou pa het jou baie familie gemaakt. Amen, prys is het Christel, Apostel, Wenji, broer Paul, en allemaal de Jacobs, amen, de Monique is ook jou familie, allemaal is jou familie, amen, prys naam van die Here so. Amen, onze handen is nou vol vir hierdie beplanning, wat voor wat die Here, amen, hier eigenlijk sien, amen. Is die gereed vir die woord vanoggend? Is jy gereed vir die woord? Amen. Amen. Halleluja. Kom ons lees saam. Amen. Die woord van die Here. Amen. Dankie jong mense vir daardie lied wat julle so met geseën het. Amen. Ja, julle het ons magtig geseën. Mag die Here julle ryklik seën. Amen. Ons sien uit. Amen. Ons sien uit. Amen vir julle. Amen vir die jeugnaweek dat die Here julle sal wonderbaarlik sal gebruik. Johannes hoofstuk 5. Amen. As jy dit het. Amen. Ek het in die baie Johannes hoofstuk 3 gepreek. En vanoggend gaan ek preek Johannes hoofstuk 5. Amen. Dis nog steeds die voorbereide weg wat God voorberei. Amen. Vir die kinders van die Here. Amen. Praise the Lord vir die bruid. Amen. Van Christus. Amen. Dit is hoe die manier. Amen. Of die wyse hoe God dat werk. Amen. Praise the Lord vir die Here. En ek glo vanoggend. Amen. Elke kind van God. Amen. Gaan geseënd wees. Amen. Om môre. Amen. Te kan luister. Amen. Wat God besig is. Amen. Om te kan sê. Is jy bly vir môre? Are you happy this morning? Amen. Praise God. John chapter 5, Brother Paul. Amen. You can read for us from verse 1. Amen. Praise God to verse 5. And the Lord will richly bless us this morning. Hierna was daar weer 'n fees van Jode. En Jesus het daarvoor Jerusalem toegegaan. Vers 4. By die Skaappoort in Jerusalem was daar 'n pad met die naam Bethesda. Dit het 5 pilare gehad, waar daar baie gestreldes gelei het. Blindes, amen, blindes, krippels en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lang siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lang siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Amen. You may be seated. Amen. Wil jy gesond word? Amen. En vanoggend is die vraag, wil jy gezond word? Hoeveel is er vanmorgen wat sê ek wil gezond word? Wil jy gezond word vanmorgen? Nou waarom kom jy naar die tempel toe, maar jy gaat nog steeds ziek uit? Waarom kom jy in diezelfde en verlaat diezelfde? Heb ik vanmorgen voor jou sê, president van die Here, amen, halleluja, amen, jy hoeft nie diezelfde, die plek verlaat nie, van die engele, hulle roer die pad. Halleluja. Amen. En als die engelen die pad roer, amen, wat moet jy doen? Jy moet net inspringen. Jy hoeft nie te sit vanmorgen met steken nie. Jy hoeft nie te sit vanmorgen met wobbelig nie. Jy hoeft nie te sit vanmorgen met kanker nie. Want die engelen is bezig om die pad te roer. Halleluja. Die man lê 38 jaar. Lei langs aan die pad toe Samuel. Hy lê nie in die pad nie. Hy lê langs aan die pad toe Julian. Maar die engele roer die pad. En die sieke het ingespring. En die sieke het gezond geword. Maar hierdie man, hy lê langs aan die pad.
ons praat oor die pad van Bethesda. Amen. Ek wil hê, as 'n pad geroer word, moet jy ook kan beweeg in die rigting van die pad geroer word. Halleluja. Amen. Amen. 'n pad wat geroer word, het aksie. Halleluja. Van het verrassing by ons gepreek. Amen. Die engel roer die pad. Halleluja. Halleluja. Van 'n onderwerp wil ons gepreek, die groot verskoning. Almal het 'n groot verskoning. As jy iemand kan blame, dan blame jy hom. As jy by iemand kan sê, jy is die oorsaak van my lewe, dan gaan ek jou blameer. Want hierdie man, hy lê langs aan die pad en hy blameer de mense. Hy sê ek het niemand gehad om my in die pad te sit nie. Maar Jesus sê vir hom, die engele roer so lang die pad. Sy lê 38 jaar, lê sy langs aan die pad. Groot verskoning. Halleluja. Amen. Jy like blame game speel. Jy like iemand blameer. Jy like iets te sê. Dis dinges en dinges en dinges. Maar ek wil jou sê, Broer Branham sê, die grootste vyand wat jy het, wat jy eintlik moet blameer, is jouself. Los om alle mensen te blameer. Los om vingers te vee. Ik ben die probleem. Leren die andere mensen niet. Die probleem leeft bij mij. Want ik is mijn grootste vijand. Halleluja. En dat hij profeet zei. Amen. Ik moet eerst mijzelf kan overwinnen. Voor ik andere mensen kan overwinnen. Met andere woorden. Ik moet eerst sterven. Ik moet eerst niks worden. Zodat God kan meerderen. En mijn leven kan worden. Want ik leef niet meer niet. Maar Jezus, hij leeft in mij. Halleluja. Halleluja. Ja, dat is een paar minuten bij je trekken, maar ik krijg warm zien. Ik krijg warm. Halleluja. Amen. Genesing is nie in Kaapstad nie. Halleluja. Verlossing is nie in Johannesburg nie. Amen. Halleluja. Amen. Dit wat jy nodig het is nie in PE nie. Maar wil jou sê vanmorgen, dat het voor, daar waar jy sit, die profeet sê jy die engel wat jou kyk. Jy die engel wat jy jou beweeg. En die engel, hy roer die pad. En die engel wat besoor om actie te kan leer. Halleluja! Halleluja! As jy gereed om jou engel te kan sien. Als je gereed om door engel te kan zien. Want William staat bij de poort. Bij mij staan daar. Even die donkey druk op je muur. Die donkey zei. Wat Jacob vervloekt heeft. Het God gezien. En William. Als deze geworden beweegt. En hij zei. En zie hoe snel daar brengt. Hij ziet hoe staan die soldaten. Hij ziet hulle staan gereed om hem aan te vallen. Maar God zei, kom eens op William. Kom eens op William. Maak je oor op. En kijk rondom jou. Hoeveel engelen staan gereed. Gereed met hulle zwaarden. Hulle weg net voor je opdracht. Om aan te kan vallen. En vanmorgen wil ik jou zeggen. Die iemand wat uit jou is. Hij is groter dan die iemand wat in die wereld is. Halleluja! Hij is groter dan ziekte. Hij is groter dan problemen. Hij is groter dan enige dingen. Want hij wat uit jou is. Hij is groter dan die iemand wat in die wereld is. Halleluja! Halleluja! Jy kan nie sit iets roer nie.
Jy moet staan. Jy moet staan. Jy moet staan, so moet Paul staan, so moet Samuel staan, so moet Julian staan, so jy moet gelus staan. Jy kan nie sit sy die pot roer nie, want die pot gaan vasbrand. Jy moet opstaan, om die pot te kan roer, want die engele is bezig om die pot te roer. Halleluja! Die dood is in die pot. Maar ons roer vanmorgen bevoor, die dood uit die pot uit. Ons sê dood, jy gaan nie aankom nie. Ons sê dood, jy gaan nie vat nie. Ons sê dood, ons stuur jou terug. Waarvan dat jy kom. Maar ons is meer. Ons is meer as oorwinnaar. Halleluja. 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 As jy bly vanmorgen, om te weer die engele, roer die pad. Pastoor is weg, apostel is weg, evangelist is weg. So met andere woorden, als ik mijn problemen hier naartoe breng, ik breng nie my probleme na apostel toe nie, na evangelist toe nie, na pastoor toe nie. Ik breng het naar Jesus toe, want die engele is bezig om die pot te roeren. Hulle roer om, die engele roer die pot. En zo eie staat, als jy nie wil word die pot geroer nie. Halleluja. Vra maar Pastor Monique hoe word die pot geroer. Halleluja. Vra maar Pastor Monique hoe word die minipot geroer. Halleluja, jy moet hem roer. Laat die pot sê, hey, ek word geroer vandag. Ek kom me vanmorgen, moet jy vir jou probleme, vir jou siekte, vir jou omstandighede, moet jy die pot kan roer. Laat die omstandighede kan weghuisloop en sê, hey, die pot word geroer. Are you happy this morning? Are you happy this morning? The prophet said the Holy Spirit was upon Jesus. Yes, sir. And the Holy Spirit is upon his church today. Hallelujah. En hy het tot die pot geroer het. So beweeg die kerk van God met die wolkolom en die pilaar op 4. But a Paul who don't stand on one place. We are moving with a pillar of fire. We are moving with a cloud of glory. Hallelujah. Because we are made, hallelujah, to stand the test of time. And no demon in hell, amen, can stop the church of the loving God. Because the church of the loving God move for the cloud, move for the pillar of fire. And the prophet say, the pillar of fire vindicate that this man come from the presence of God. The pillar of fire vindicate this was not an ordinary man. This is a man out of the hand of God. And this is a man sent from the presence of God. And that's why, hallelujah, run out the pillar of fire. But the problem is an ordinary man. But when a pillar of fire, but the problem is vindicated. Hallelujah. When the pillar of fire, amen, I want to encourage the young people, this is not man-made. Die is nie met mense hande gemaak nie. Die is nie daar gesit deur iemand nie. Amen, die het gebeur deur die bonatuurlike wat neergedaal het. Maar as die pot geroer word, het Boebreno ingeskakel met die bonatuurlike en Boebreno het gebesef, amen, dat God is in die beweging en nou moet hy inskakel met die manier hoe God beweeg. Are you still happy this morning? Amen. Is jy gereed vanmorgen? Amen. Hallelujah. Amen. A double portion fell down on Elisha.
Amen. Elisha said, Amen. What do you desire? What do you want? Hallelujah. Amen. Elisha said, I don't want the chariots of horses. I don't want the monies. I don't want nothing else. But give me a double portion of the Spirit that was upon you. Amen. What is your desire this morning? Do you need a double portion of the Spirit? Because on William Marion Branham, there was an anointing, and I desire a double portion of the Spirit of God that was upon the anti-messenger. Hallelujah. Are you happy this morning? Amen. Are you happy this morning? Amen. Are you happy this morning? Amen. Brother Samuel, don't put it. Brother Paul, don't pull it so out. Sister Jenny, don't pull it out. Randy, don't pull it out. Amen. Hallelujah. The power of God is here. And God always gives an answer to the big excuse. My wallet is empty. My money is finished. My children is sick. My house got problems. I don't have food in the house. Jesus is the answer for your big question. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sister Ruth Ann, one day when you get married to Brother Samuel, and Brother Samuel is giving you problems, don't sit with a big problem and keep it to yourself. Go to Brother Samuel's head, which is God, and say, God, you gave me this man, and I'm coming back to you now, and I'm reporting him to you, and I'm telling you, my sister, you will receive the answer. Because Jesus is the answer. Hallelujah. The prophet said, when Jesus Christ came to the pool of Bethesda, in him was feelings of compassion. For he was a man of sorrow, acquainted with grief, and he loved the people. But when he came to that pool, where approximately, Brother Paul, a multitude. Yes, sir. Imagine dat zoveel mensen daar wat hier geteld wordt, waar Jesus komt naar die pad toe van Bethesda. Hij komt als een gewone man, hij komt als een man met gevoelens, hij komt als iemand wat ook zeer krijgt, als andere mensen zeer krijgen. Hij komt als iemand wat ook voelt, die mensen als de ziek moet worden, hulle moet gehelpt worden. Ja. Ik zei, die man is 38 jaar. Imagine dat Andrea, als ons praat, dan zegt hij, menga. Wat is je? Voor Christus, in ons Afrikaans, dan zegt hij, menga. Die man moet Paul het al zo gerust geraakt met die pad van Bethesda, dat hij lekker geslapen heeft. 38 jaar, hij slaapt niks. 38 jaar, hij beweegt niks niet. 38 jaar, hij leeft met die probleem. En hier komt een man naar hem toe. Hij vraagt voor hem een vraag. Hoe lang leef je zo? Hij zegt, ik leef 38 jaar. 38 jaar is die 38 dagen niet. Als die 38 secondes is, baie jaren daar. Hey, men, is er iemand met 38 jaar die binnenkant is? Ja. Niemand met 38 niet. Halleluja. Amen. Ons hebben bij 38 voor kiezen. Dat is wat ik nog bij 38. Amen. Ons gaan dan ook naar die 45 gezet. Amen. Ons zijn ook in de leeuw naar de leeuw. En krijgen ze ook kam. Halleluja. Halleluja. Amen. En krijgen ze ook pensioen. Halleluja, ons roep al ver voor Samuel. Amen, onze jaren en amen, prijs naar beneden. Amen, halleluja. Dus waarom, amen, je kan niet, amen, voor iemand zeggen, ze lijkt die niet. En je weet hoe oud is hij. Halleluja. Je moet weten hoe oud is iemand voor je kan kijken als een jongen. Weet je wat is een jongman? Een jongman is iemand
Amen. Broer Samuel is nou 'n stadium waar hy nou oorbeweeg van die jongmanskap af nou. Hy was sy jongman, hy was sy jongman. Jy gaan nou oorstap na getroude lewe toe. Met ander woorde, jy sien nie, gaan nie nou meer 'n jongman is nie. Zoals iemand jou aanspreek as 'n jongman op Remy, hy sien jou nie eintlik raak nie. Van 'n jongman is iemand wat alles op en kyk. En broer Christopher en broer Keenan kan nog hulle oogies rond beweeg. Daar in die paai sit die Jacobs. Hulle kan nog rond kyk. Wat se blink oogies kan hulle kry. Maar broer Samuel se oë is toegedruk. So in ander woorde, wie is nou 'n jong man? Hulle is nou jong manne, want hulle kan nog rondkyk, maar die man kan nie meer rondkyk nie, want Paul kan nie meer rondkyk nie. So met ander woorde, jy kan nie met Paul identify as 'n jong man nie. Hy is 'n man van sy huis. Hy is 'n man van verantwoordelikheid. Dis waarom as jy kom en jy moet die oggende sien, hy trek sy bene so wyd oop werk. Hy weet hy sien wat hy moet nie. Hy is nou 'n man van 'n huis. So met ander woorde, jy moet die goed moet jy mooi klassifiseer. Halleluja. Dit is Sharon Rose en die boodskap sê ons, jy moet oppas. Daai jaar met ons het ons gesê, Sharon, moet jy laat Nicole doen verby kom skiet. Om te trou voor jou nie. En jy sit in die rakke, jy gaan rakke toe. Is nie lekker om in die rakke te sit nie. Jy raak 'n ou nooit daar in die rakke. En dan begin jy met die manne, die broers nie meer, hy met 'n raaksiening in jou het nie. So met ander woorde, jy moet bid en bly, dat die Here jou gebed kan verhoor. Halleluja. Amen. En as 'n change in die liggaam van die mens, onthou amen, na 40, wat kom gebeur met jou? As jy verwagting raak, wat gebeur saam met jou? Die kinders wat jy voorbring is nie normaal nie. Hulle is abnormaal, hulle kom om goedjies uit. So met ander woorde, as jy wil regte kinders hê, probeer nou al plan te maak en bid vir die Here. En dan moet jy moenie sê, ek gaan wag vir na 40 of vir 50 en jy gaan om goedjies kry. Kinders met klein twintjies en groot twintjies en al die goede. En my prys daar by die matriek, dis dit wat God jou gegee het. Jy moet dankbaar wees vir dit en sê dankie, Here. Maar moet nie opsetlik wees om te wag vir daai ouderdomie om my prys daar by die Here. Dis waarom amen hulle sê as die suster oor daai ouderdom raak, sy word gemonitor by die kliniek vir haar pregnancy. Van hoekom hulle is bang die kind kan ongemaklik voorkom van haar ouderdom is al ver. En dis waarom haar bloeddruk stoot op sy Jacobs, hè? Sy kry haar bloeddruk is baie hoog. Van hoekom hy met haar ouderdom is so baie hoog. Halleluja. En nou sê die profeet, a great multitude were there, and there will be none less than 10,000. He was God on earth, God in flesh. 1 Timothy chapter 3 verse 16, without controversy, great is the mystery of God. For God was manifest in flesh. Hallelujah. Broer Julian, hy kon nie gaan as 'n gees na die bad van Bethesda toe nie. Broer Samuel, hy moes inklim in 'n mens se liggaam en gaan na die bad van Bethesda toe. Om daai man te gaan help. Wat so 38 jaar lê en wag vir iemand om hom op te tel. Miskien lê jy lank in my prys na die Here, en jy lê lank in die huis van die Here en jy wag vir iemand om jou te kan help, maar ongelukkig prys na die Here, halleluja, die pad word geroer, jy moet net inspring. Dit is jou keuse, wat gaan jy maak? Dit is groot verskoning gaan jou nie help nie. Want Jesus sê vir die man broer Paul, jy lê dan nie langs die pad, maar die pad word in 38 jaar oor die pad geroer. Jy lê langs die pad. Die man sê vir Keenan, ek het niemand om my op te tel nie. Ja, jy kry maar daai Christen, hulle wag nie, en hulle kan nie op self opkom jy sal die Here doen nie. Hulle wag vir iemand om hom op te gaan tel. Hy lê 38 jaar by die huis, maar hy moet op gaan tel word. En prys na die Here, die pad word geroer. Jou
Jou huis het nie die salwing wat die kerk het nie. Jou huis het nie die verandering wat die kerk het nie. Dis waarom jy kom na die huis van die Here toe, van hier lê jou genesing, hier lê jou deurbraak, hier lê jou verlossing, hier lê alles wat jy nodig het. Dis waarom as jy hier kom, broer Christopher, dan sing jy alles gee aan die Here oor. Halleluja. Dan vat jy die chapter se hande uit. Dan sê jy chapter, jy sê mos alles gee jy in my hand, dan vat jy gee dit hierso. Dan vat ek dit. En as chapter by die deur uitgaan en chapter gaan huis toe, dan loop chapter sonder probleme. Dan loop chapter sonder niks meer uit. Dan hoekom ek alles aan die hande van die Here oorgegee en dit ek jy moet doen as ek die plek verlaat, as jy die plek verlaat, sonder probleme, sonder ziekte, sonder enige ding, dan hou ek alles aan die hande van die Here gegee. Halleluja. Is jy gelukkig vanmorgen? Is jy gelukkig vanmorgen? Amen. Ek moet jou net nader bring vanoggend. Jy dink die engele, omdat hulle die bad roer. Nou dink jy, oi, Paul, die engel is miskien meer belangrik as wat ek is. Die engel kan miskien 'n beter skryf by die Here, maar luister wat sê Branham vra die lees in die quotasie. Hy sê, now, sons and daughters, who has the most power before God? Who has the most power before God? Amen. Ik moet nog handen geklapt op zijn engelen. Ik moet zo op en afgesproken op zijn engelen. Als bezig om hier te beweer. En wat hier op en afgesproken op zijn. Hoe Paul zijn engelen is langs aan hem. Jouw engelen is langs aan jou. Elke engel wat langs aan hem is. Maar nou vraagt die profeet. Wie heeft die meeste kracht? Zij of jouw engel? Yes sir. Yes sir. Halleluja. Jou engel was altyd in die teenwoordigheid van God. Jou engel het nooit gesondig nie, jou engel weet nie wat is het om sonde te doen nie. Met ander woorde, die profeet sê, en met jou engel is sondeloos. Jou engel is sonder 'n vlek, sonder 'n rinkel, sonder niks. Maar nou sê die profeet, what is an angel? Wonderful. An angel is a servant. Maar jy is nie 'n servant nie. Jy is nie 'n diensmaagd nie. Jy is nie 'n diensknegt nie. Jy is 'n seun en 'n dogter van God. In onze taal sê ons, die engel is 'n boy. Die engel is 'n werker. Die engel is iemand wat boodskappe aandra agter my. Die engel is iemand wat vir my sê, O'Reilly moet nie vandag in die straat, Kaladula straat afloop nie, want daar is 'n groot storm wat in Kaladula straat gaan gebeur. Jou engel waarsku jou. En nou sê die profeet, daar's twee gedagtes. Dis die eerste een en die tweede een. Nou sê die profeet, jy moet nie gaan na die tweede gedagte, wat sê, gaan man, moet los met die storm, luister na jou engel. Halleluja. Jou engel gaan by jou sê, broer Samuel, moet nie die R50 vir die persoon gee nie. Want die persoon gaan jou R50 katte kwaad doen. As we praat met kattekwoord, mensen van jou geld en hulle bewerk jou geld, zodat jy nie kan vooruit gaan nie. Hulle maak seker